Hartlike goeiemôre van my kant af weer eens. 'n Wonderlike voorreg om so saam met u te wees en mag die Here ook vir ons ryklik saam seën. Soos ek gesê het, hierdie is die klein swart ooievaar of dan ook die blou wang ooievaar en hierso kan 'n mens baie mooi die blou wangetjies van hom sien. Nou hulle migreer oor die ewenaar. In die natseisoene is hulle in die suidelike deel van Afrika, maar wanneer dit dan begin droog raak, dan beweeg hulle noordoos na die oos en die Wes-Afrika gedeeltes. Hulle populasie is redelik stabiel, maar hulle habitat word vernietig en daarom is dit dan ook 'n redelike probleem met die habitatte wat vernietig word, wat maak dat daar 'n impak is op die voedselveiligheid van hierdie diere. Hulle is altyd naby water en dan ook wanneer dit by die brandseisoene en so aankom, is hulle baie lief om by die brande te wees, om dan daardie sprinkane en insekte wat dan vlug, om dit te vreet. Hulle is die kleinste spesies van al die ooievaar spesies, net so ter interessantheid ook. Net so in die woord van die Here, staan ons stil by die opdragte van die Here, Matteus 4 vers 17 wat sê, van toe af het Jesus begin om te preek en te sê, bekeer julle. Hierso is nog 'n opdrag wat die Here Jesus Christus ook dan vir die mense ook kom gee het, toe hy dan met sy disippels by mekaar gekom het en hulle dan ook gekies het en toe sê die woord, en van toe af het Jesus begin preek om te sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Verwysend na Jesus Christus self, hy wat dan ook gekom het in hierdie wêreld, om dan ook redding te bring vir die mense, en daarom dat die mense hulle moes bekeer. Nou hierdie woord bekeer het basies 3 betekenisse, naamlik die verandering van gedagtes omtrent sonde, die verandering van emosie omtrent sonde, en dan die verandering van wandel weg van sonde af. En dit is wonderlik as die Here Jesus Christus dan ook vir ons kom sê, dat daar 'n verandering in ons gedagtes omtrent sonde moet wees. Daardie sonde is vuil, dit besoedel ons, maar dit staan lynreg teenoor God se genade, wat hy aan ons wil toon, omdat sonde ons weghou en weerhou om by God dan ook uit te kom. Daarom ook 'n verandering rondom sondes, dat ons dit nie meer sal doen nie, maar dat ons berou sal hê oor daardie sonde, en dat ons weg sal beweeg daarvan af. Daarom dat die Almoedi dan ook geskryf het, man is born with his back towards God. When he truly repent, he turns right around and face God. Repentance is a change of mind. Die gedagte van metanoia, gedagteverandering rondom daardie sonde, dat ek nou wil wegbeweeg daarvan af, besef hoe groot my sonde toestand is, en dat ek dan ook Jesus Christus as my verlosser en saligmaker ook aanneem. Die betekenis is juis dan om weg te draai van sonde af. Galasiërs 5 vers 19 kom en hy gee vir ons tot en met vers 21 daardie uitleg van sonde, en die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Hoekom? Want het staan in vyandskap teenoor God, en daarom dat my gedagtes rondom sonde moet verander en besef, dit verwyder my van God, en dat ek dit moet bely. Ware bekering sluit in die totale verandering van my hart en 'n verandering van my lewe. En mag die Here vir ons help, dat ons by daardie verandering sal kom, as ons nog nie daarby gekom het nie. Vir ons wat dit reeds beleef het, dat die Here vir ons sal gedurig herinner, waaruit het hy ons kom red, en dat ons bereid sal wees om met ander mense daaroor dan ook te spreek. Dat ons ook die boodskap van die Here Jesus Christus sal gaan uitdra. Bekeer julle. Hierdie opdrag wat dan ook uitgevoer moet word. Deel eerste, en dan daarna om te getuig van dit wat die Here vir my gedoen het. Kom ons bid saam.
Dankie Here Jesus dat U aan die kruis gesterf het vir ons sondes en dat daardie sonde mee gehandel kan word by bekering. Ons bid dat mense sal reageer op hierdie woord wat nog nie daarop gereageer het nie. Amen.